Goeiedag julle, welkom by vandag se aanlyn diens. Ons is regtig dankbaar vir elkeen van julle wat inskakel. Nou vandag sluit ons die reeks oor woorde af. Nou ek wonder of jy ook al daar was. Jy staan voor 'n baie belangrike besluit. Miskien gaan dit oor jou werk. Dalk is daar iets in jou huwelik. Iets met jou kinders te doen, of jy het vrae oor jou gesondheid. En dan bid jy en jy sê, Here, ek het regtig nou u raad nodig. En dan wens ons God wil sommer op 'n baie eenvoudige manier met ons praat. Dalk 'n WhatsApp, 'n SMS of 'n voice note wat net sê, hey, Heinie, wat jou naam ook al is, hier is wat jy vandag moet doen. Dit sou darm dinge baie makliker gemaak het. Maar dis nie hoe dit werk nie. Daar gebeur iets waarmee baie van ons kan identifiseer. 'n Gedagte kom by jou op, 'n Bybelvers spring uit, jy ervaar 'n sekere vrede, of dalk jy so ongemak en dan begin jy vra, was dit God? Was dit ek? Of is dit maar net my emosies? Of dalk was dit net daai extra hot Nando's wat ek gisterand geëet het. Maar dis die vraag wat ons in ons het, hoe hoor ek God se stem? Hoe hoor jy sy stem? Want as ons eerlik is, laat sommige mense dit ongelooflik eenvoudig klink. Hulle sê baie maklik, die Here het vir my gesê. En jy luister en jy wonder by jouself, hoekom klink dit vir hulle so maklik? En hoekom voel dit vir my so moeilik? En partykeer dink ek net nie mense hoor regtig dat dit die Here is nie. Laat my dink aan 'n storie wat ek een keer gehoor het. 'n Vrou het tydens 'n erediens na 'n predikant toe gekom en gevra of sy 'n lied mag sing na die aanbidding, want sy voel die Here dit vir haar gegee. En hy wou nie haar entoesiasme demp nie en hy stem in. En sy begin die lied sing, maar halfpad dink hy by homself, ek weet hoekom die Here hierdie lied vir jou gegee het. Hy wou dit nie gehad het nie. Nou dis maar net so bietjie humor, maar dis partykeer die waarheid. Baie van ons voel eintlik onseker. Ons wonder, het ek ooit regtig die Here se stem gehoor? En as dit jy is, wil ek jou vandag gerus stel. Jy's nie vreemd nie, jy's nie 'n swak Christen nie, en jy's verseker nie alleen nie. Meeste gelowiges begin presies daar. Nou hier's die goeie nuus. Jesus self het vir ons 'n belofte gegee. Hy sê in Johannes 10, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. As Jesus dit sê, dan beteken dit twee dinge. Die eerste ding is, God praat. En die tweede ding is, sy kinders, ek en jy, kan regtig leer om sy stem te herken. En dis die reis waarop ons vandag gaan. En ek wil dit regtig eenvoudig hou, deur net twee vrae te beantwoord vandag. Die eerste vraag is, hoe hoor ek sy stem? En dan die tweede vraag is, hoe praat God? So kom ons begin met daai eerste vraag. Hoe hoor ek en jy God se stem? Ek wil graag begin by 'n besonderse verhaal in die Ou Testament. 'n Verhaal wat nie net vir ons wys dat God praat nie, maar ook hoe ek en jy kan leer om te luister om sy stem te hoor. Ons lees in 1 Samuel 3. Intussen het die seun Samuel die Here gedien onder Eli se toesig. In daardie tyd was boodskappe van die Here baie skaars en visioene was seldsaam. Eli was toe al feitelik blind. Eendag terwyl hy nog slaap en die lamp van God nog gebrand het en Samuel in die heiligdom van die Here by die ark van God gelê en slaap het die Here geroep, Samuel. Ek kom, antwoord Samuel. Hy spring op en hy hardloop na Eli toe. Hier is ek, u het my geroep. Nee, ek het jou nie geroep nie, antwoord Eli. Gaan maar terug bed toe. Hy maak toe so. Die Here het hom weer geroep. Samuel het weer uit die bed gespring en hy het na Eli toe kom hardloop. Hier is ek, sê hy. U het my geroep. En Eli het natuurlik weer geantwoord. Ek het jou nie geroep nie, my seun, sê Eli. Gaan slaap maar weer. Samuel het nie vooraf geweet dat dit die Here is nie. Dit is 'n belangrike vers, want die Here het nog nie met hom gepraat nie. Die Here roep hom toe vir die derde keer en weer hardloop hy na Eli toe. Hier is ek, sê hy, u het my geroep. Toe besef Eli dat dit die Here is wat die seun geroep het. Daarom sê hy vir Samuel, gaan lê en as iemand weer na jou roep, dan sê jy, ja Here, u dienaar luister. Samuel is weer terug na sy bed toe. Die Here kom staan toe daar en roep soos die vorige keer, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, ja Here, u dienaar luister.
Voordat ons verder gaan, kom ons stop net vir 'n oomblik en verbeel ons die toneel. Dit is diep nag. Die tabernakel by Silo is stil. Die lam van God brand nog. Die ark van die verbond is daar. Die ou priester Eli lê in slaap en 'n jong seun met die naam Samuel lê naby. Alles is rustig. Daar's geen geraas, geen mense, geen afleidings. En juis in daardie stilte roep God Samuel. Hy spring op, hy hardloop na Eli toe. Hier is ek, u het my geroep. Nee my seun, gaan slaap weer. Weer gebeur dit. En weer. 3 keer. Dis vir my ongelooflik mooi. Samuel hoor die stem, maar hy herken dit nog nie. Hoekom? Want die Bybel sê vir ons, Samuel het nie vooraf geweet dat dit die Here is nie. Want die Here het nog nie met hom gepraat nie. En hierdie is belangrik, hy was nie hardkoppig nie, hy was nie ongehoorsaam nie, hy was eenvoudig nog besig om te leer. En miskien is dit reeds vir baie van ons goeie nuus vandag. Want partykeer dink ons, as ek God nie dadelik herken nie, beteken dit dat hy nie met my praat nie. Nee, Samuel kom wys vir my en jou, om God se stem te leer herken, is deel van geestelike groei. Net soos 'n klein kind sy pa se stem al hoe beter leer ken, so leer ons ook die Vader se stem ken. Dit begin by 'n hart wat wil luister. Ek dink die mooiste deel van hierdie verhaal is nie dat God praat nie, dis Samuel se antwoord. Toe Eli het eindelik besef wat gebeur, sê hy vir Samuel, wanneer hy weer roep, antwoord, praat Here, die dienaar luister. Wat 'n eenvoudige gebed, maar wat 'n diep gebed. Want voordat God ons ore vorm, vorm hy ons harte. Dis asof Samuel sê, Here, ek wil nie net hoor nie, ek wil ook gehoorsaam wees. En dalk is dit waar luister regtig begin. Nie by ons ore nie, maar by 'n gesindheid. Want die grootste vraag is nie altyd, praat God nie. Die groter vraag vir my en jou vandag is, as God met jou sou praat, luister ons regtig. Want dit is moontlik om vir God leiding te vra, terwyl ons reeds besluit het wat ons wil doen. Dis moontlik om te bid, Here, wys asseblief, maar eintlik hoop ons maar net hy bevestig wat ons reeds besluit het. Samuel leer my en jou iets anders. Hy kom met oop hande, hy kom met 'n leerbare hart, en hy kom sonder voorwaardes. Hy bid net, praat Here, die dienaar luister. Die gedeelte begin egter met 'n besondere interessante opmerking. Een vertaling sê, die woord van die Here was skaars in daardie dae. Nou moet ons mooi verstaan, dit beteken nie God het skielik opgehou praat nie. Die probleem was nooit God se gewilligheid nie. Die probleem was 'n volk wat hom nie meer ernstig opgeneem het nie. Eli se seuns, die priesters wat die volk moes lei, het hulle eie begeertes nagejaag. Hulle het hulle voorregte as priesters misbruik. Hulle het die sonde goed gepraat. Hulle harte was regtig ver van die Here af. En wanneer mense hulle harte vir God sluit, dan voel sy stem stil. Nie omdat hy stil geraak het nie, maar omdat mense nie meer luister nie. Nou ek is so dankbaar dat ek en jy vandag aan die ander kant van die kruis leef. God se stem hang nie meer af van net 'n priester of 'n profeet of 'n paar mense nie. Ons het Jesus Christus, die lewende woord van God. En deur sy gees nooi hy elke gelowige om hom te leer ken. Hierdie waarheid van 'n oop hart herinner my ook aan daai pragtige oomblik in Johannes 2. Jesus is saam met sy disippels en sy moeder by 'n troue. Die wyn raak op. Maria gaan na Jesus toe. Sy weet nie presies wat hy gaan doen nie. Sy weet nie hoe hy dit gaan doen nie. Maar sy draai na die dienaars en sy sê hierdie eenvoudige woorde, doen wat hy ook al vir julle sê. Wat 'n lewenshouding vir my en jou. Wat hy ook al sê, dit sal ek doen. Mag dit my en jou gebed wees. God praat graag met ons. Hy soek net 'n hart wat luister. Maar daar is nog iets in hierdie verhaal wat vir my mooi is en wat ons kan leer. Samuel se hart was oop, maar sy omgewing was ook stil. En dit bring ons by iets waarmee ek dink elkeen van ons vandag worstel. As ons eerlik is dit nie altyd ons harte wat die probleem is nie. Baie keer is dit al die geraas rondom ons. Jy sien, God praat graag in die stilte. Toe Eli uiteindelik verstaan wat gebeur, gee hy vir Samuel 'n baie interessante opdrag. Hy sê nie, hey, gaan hardloop rond of doen iets of roep harder terug as jy die stem hoor nie.
Ja, hy sê hierdie ding, hy sê, gaan lê. Ek hou daarvan. Dis amper asof Eli vir Samuel kom sê, hey, word rustig, word stil, wees net beskikbaar. En ek wonder hoekom is stilte vir ons so moeilik? Hoekom raak ek en jy ongemaklik as alles stil word? Ek dink dit is omdat die stilte ons konfronteer met onsself, wat hier binne aangaan, en uiteindelik dalk met God en wat ek en jy glo oor wie hy is en waarmee hy besig is in hierdie wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar daar bykans geen meer stilte is nie. Ek praat nie net van hoorbare geraas nie. Daar is visuele geraas, daar's gedagte geraas, emosionele geraas. Ons word wakker en ons gryp na ons fone. WhatsApps, ons kyk nuus, dis e-pos, dis Facebook, dis Instagram, dis TikTok, dis radio in die motor, dis musiek in die huis, musiek in ons ore, dis televisies wat aan is, dis die werk, dis die kinders wat raas, dis die springbokke wat speel, dis Bafana wat goed doen, dis verpligtinge, dis bekommernisse. Al hierdie geraas, en voordat die dag behoorlik begin het, is ons harte alreeds vol. Dan sê ek en jy, ek hoor nie die Here nie. Maar dalk praat God nog dieselfde soos altyd. Dalk is ons net moeiliker bereikbaar. Jy sien, iemand het eenmaal gesê, if we think God isn't talking, maybe we just can't hear him. Ek dink daar is baie waarheid hierin. God is regtig nie moeilik om te vind nie. Hy is net moeilik om te hoor tussen al die geraas in en om ons. En dit herinner my aan nog 'n verhaal, want verhale red ons. Een van die gunstelinge vir my in die Ou Testament is hierdie storie van Elia in 1 Konings 19. As daar ooit iemand was wat gedink het God moet in die dramatiese praat, dan was dit seker hy. Net 'n paar dae tevore het hy op die Karmelberg gestaan. Vuur het uit die hemel geval. Die Baal-profete is verslaan. Dit was een van die grootste geestelike oorwinnings in die Ou Testament. Maar nou vlug hierdie selfe Elia vir sy lewe. Hy is uitgeput, ontmoedig. Hy wens self hy kan sterf. En God ontmoet hom in 'n grot. Hy gaan praat met Elia. Maar kyk hoe gebeur dit. Daar kom 'n geweldige wind, selfs rotse breek. En daar staan daar, maar die Here was nie in die wind nie. Daarna kom 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Daarna 'n groot vuur. En dan staan daar, die Here was nie in die vuur nie. En dan 'n sagte fluistering. Of so sommige vertalings dit sê, die geluid van diepe stilte. En juist daar praat God. Dis amper asof God vir Elia wys, jy soek my in die indrukwekkende, maar ek ontmoet jou dikwels in die eenvoudige dinge. Psalm 46 sê mos hierdie baie bekende woorde, wees stil en weet dat ek God is. Let op, die vers sê nie, wees stil sodat God kan wees nie. Hy is God. Die stilte verander nie God nie, die stilte verander vir my en jou. Dit bring ons harte terug na 'n plek waar ons ontvanklik kan wees. En ek wil iets sê wat dalk vir sommige van ons bevrydend gaan wees. Die doel van die stilte is nie om 'n stem te hoor nie. Die doel van stilte is om by God teenwoordig te wees. Hy praat. Dit is wonderlike nuus. As hy jou net leer rus, is dit ook wonderlik. Want baie keer verander God eers jou hart, voordat hy jou omstandighede verander. Ons soek God dikwels in die dramatiese, maar hy ontmoet ons baie keer in die stiltes van die lewe. Nou kom ons by daai tweede vraag. As ek leer luister, hoe praat God dan? Want dis een ding om stil te word. Dit is iets anders om te begin onderskei wanneer hy besig is om met my te praat. Ek wil dit vandag regtig so eenvoudig as moontlik maak. Ek glo God praat hoofsaaklik op twee groot maniere. Die eerste een is deur sy woord en die tweede is deur sy gees. Ek hou van hoe Psalm 19 dit beskryf. Aan die een kant praat God deur sy woord en aan die ander kant getuig die hele skepping voortdurend van sy grootheid. Met ander woorde, God is nie stil nie. Hy openbaar homself voortdurend. Nou kom ons dink daaraan, God praat deur sy woord. As ek jou vandag net een praktiese raad kon gee, sou dit hierdie wees. As jy God se stem regtig beter wil leer ken, leer sy woord beter ken. Want God se stem sal nooit sy woord weerspreek nie. Ek hou van hierdie eenvoudige onderskeiding. Die Bybel, God se woord, is sy objektiewe stem. Dit verander nooit, dit is vas, dit is betroubaar.
Maar dan het ek en jy ook die Heilige Gees. En dis amper sy subjektiewe leiding. Want dis waar ek en jy moet luister. Ons moet leer hoe om die waarheid toe te pas. Maar die twee staan nooit teenoor mekaar nie. Hulle werk altyd saam. Hoor hoe mooi beskryf Psalm 19 God se woord. Dit sê die volgende oor God se woord. Hy sê die woord is volmaak. Dit herstel mense. Dit gee wysheid. Die woord bring vreugde. Die woord gee lig. Dit staan altyd vas. Dis kosbaarder as goud, soeter as heuning. Wat 'n voorreg dat ek en jy elke dag God se woord in ons hande mag hê. Daarom wil ek jou regtig aanmoedig. Moenie die Bybel lees net om inligting te kry nie. Lees dit om God beter te leer ken. Lees dit stadig, lees dit bidtend. Hy vra eenvoudige vrae. Here, is daar iets wat U vandag vir my wil wys? Is daar iets wat ek moet los? Is daar iets wat ek moet begin doen? En wanneer iets jou tref, dan skryf dit neer. Want God se stem sal altyd klink soos sy woord. Maar God praat nie net deur die Bybel nie. Hy lei ook sy kinders deur sy Gees. En die Bybel wys vir ons verskillende maniere waarop hy dit doen. En ek wil net vinnig 'n paar van hierdie maniere vir julle noem. Hy praat deur vrede. Kolossense 3 vers 15 sê, laat die vrede van Christus in julle harte heers. Die oorspronklike woord beteken letterlik, laat God se vrede die skeieregter wees. Nou, kom ons verstaan net mooi, hierdie vrede is nie net, ek voel lekker hieroor nie, want ons emosies kan ons soms mislei. Maar daar is tye wanneer die Heilige Gees diep binne in jou 'n hart van vrede gee. Of dalk 'n onrus, 'n bewussyn dat iets nie reg is nie. Ek het al dikwels ervaar dat wanneer ek iets moet forceer, dit selde van die Here is. En wanneer God 'n deur oopmaak, hoef ek nie mense te manipuleer of ek hoef myself te bewys nie. So is die praktiese raad. As jy nie vrede het nie, gee dit tyd. Bid verder. Wag eerder. Laat God dit bevestig. En dan praat God deur mense. Ek dink baie van ons kan hiervan getuig. Hoeveel keer het God nie al iemand in jou lewe gebruik nie? Hulle weet nie eers wat jou situasie is of waartoe jy gaan nie. Maar dan praat hulle met jou. Dis 'n vriend, dis dalk jou man, dis 'n vrou, 'n mentor, 'n selfgroepleier, 'n prediker, 'n gewone gesprek na diens. En skielik besef jy, dis presies waaroor ek gebid het. Ek dink dis wel belangrik om te onthou, God gebruik mense, maar mense kan nooit die verhouding wat jy met hom het vervang nie. Mense gee goeie geestelike raad, maar dit sal altyd in lyn wees met die karakter van God. En baie keer bevestig God deur iemand anderste, dit wat hy al reeds in jou hart kom plaas het. God kom praat ook deur omstandighede. Nou ja, dit is so, God maak soms deure oop, en hy maak soms deure toe. Maar selfs hierin het ek en jy die wysheid van die Heilige Gees nodig. Want nie elke oop deur is noodwendig God se wil nie. En nie elke moeilike deur beteken God is afwesig nie. Paulus het soms oop deure gehad, en ander kere het hy in die tronk beland. Presies omdat hy God gehoorsaam het. Die vraag is dus nie net, is hierdie maklik nie. Die vraag is, lei hierdie my nader aan Jesus? Maar baie keer, wanneer ons aanhoudend mense moet manipuleer, of jy moet druk uitoefen, of jy moet beheer uitoefen, of jy moet mense forceer, is dit baie wyser om eerder stil te word en te vra, Here, is hierdie regtig die pad? En dan praat God deur sy Gees met elkeen van ons. Jesus het ons beloof dat die Heilige Gees ons sal lei. En hoe doen hy dit? Baie keer deur 'n sagte indruk, 'n waarskuwing, 'n vers wat skielik lewendig vir my en jou word, of 'n gedagte wat jou nader aan Jesus trek. En hier is iets wat my nog altyd gehelp het. As jy wonder, is hierdie gedagte wat ek nou het van God? Vra jouself, lei hierdie my om meer soos Jesus te leef? Want ek kan jou verseker, die vyand gaan jou nooit aanmoedig om meer liefdevol, vrygewig, of nederig, of heilig te leef nie. As jy dit ervaar, kan jy maar weet, dit is God, wat besig is om deur sy Gees in jou lewe in te praat. En hier is my interessante ding, God praat baie keer deur herhaling, net soos hy 3 keer met Samuel gepraat het. Het jy dit ook al ervaar? Dis dieselfde tema, jy lees dit in die Bybel, dan noem 'n vriend dit in 'n gesprek, of jy sing dit in 'n lied, of jy dan iets gedink en dan sit weer in 'n preek. Dis asof God geduldig vir jou sê, kyk weer hier,
Hy skree nie, hy herhaal. Want 'n goeie vader raak nie moedeloos met sy kinders nie. Hy leer hulle, geduldig, oor en oor. As God dus dieselfde waarheid verskeie kere oor jou pad bring, moenie dit sommer afmaak as toevallig nie. Gaan bid daaroor. Vra, Here, wat is dit wat U graag vir my wil kom leer? Ek wil afsluit waar ons begin het. Ons het vandag nie probeer leer om 'n geheime kode te ontsyfer nie. Ons het nie probeer leer hoe om 'n bonatuurlike ervaring na te jaag nie. Ons het eenvoudig ontdek dat God is 'n Vader wat graag met my en jou gesels. Hy praat deur sy woord, hy praat deur sy gees, en sy gees gebruik dit op verskeie maniere, mense, omstandighede, vrede. Hy herhaal baie dinge in ons lewens. Maar die grootste uitdaging is nie dat God stil is nie. Die grootste uitdaging is dat ons lewens so vol geraak het, dat ons nie meer ruimte het om te luister nie. So, ek wil jou graag hierdie week uitdaag. Nie iets ingewikkeld nie, en ek wil jou ook nie bang maak nie. Regtig net iets eenvoudig. Vir die volgende 7 dae, die volgende week, gee God net 5 minute. Sit jou foon af, skakel die televisie af, sit die radio af, en dan, moenie probeer om iets te laat gebeur nie. Moenie probeer om 'n bonatuurlike ervaring af te dwing nie. Word net stil. En bid Samuel sy eenvoudige gebed. Praat Here, U dienaar luister. En daarna, skryf net een sin neer. Dalk nie eers wat het God gesê nie, of ek het hierdie visioen gehad, of hierdie prentjie gehad nie. Skryf net eenvoudig neer, wat het ek ervaar, toe ek stil geword het. Want luister begin nie by antwoorde nie, dit begin by jou teenwoordigheid. En ek glo regtig dat as jy vir 7 dae hierdie eenvoudige gewoonte begin oefen, gaan jy iets ontdek. Nie omdat God skielik begin praat met jou nie, maar omdat jou hart stadig aan begin leer, luister. Want hy praat, meer gereeld, meer liefdevol, en hy is nader as wat ek en jy dikwels besef. So kom ons bid saam. Vader, dankie dat die stem nooit stil is in ons lewens nie. Dankie dat U regtig geniet om met ons te praat, U wil in ons bekend te maak, U karakter in ons bekend te maak. Maar ek dink baie van ons moet eerlik sê, ons besef dat ons lewens is maar te gejaagd en ons is te besig. Mag die Gees ons weer uitnooi, mag die Gees ons weer uitdaag om stil te word, sodat ons die stem duidelik kan hoor. Vandag bid ons almal staan, spreek Here, ons luister graag na dit wat U vir ons wil sê. In Jesus se naam, amen.